Welkom terug by Kraakvars uit die kraal, waar ons terugkeer na die wortels van ons geloof. Vandag vra ons die vraag wat baie gelowiges deur die eeue heen besig gehou het. As God reeds alles bepaal en in beheer is, in ander woorde het verwysing na sy soewereiniteit, dat hy sy wil volmaak is, ek dink aan Efesiërs 1, Efesiërs 2, dat sy wil volmaak is, as hy dan alles bepaal en in beheer is van die wêreld, hoekom moet ons nog bid? Ons sou eweneens kon vra aan die hand van iets soos Psalm 139, hoekom as God ons gedagtes ken, weet wat ons gedagtes is, wat die woorde is wat by ons lippe gaan uitkom, nog voordat dit gebeur, hoekom moet ons bid? Dink vir 'n oomblik daaroor. As God se wil reeds vasstaan, verander ons gebede enigstens iets, of is gebed net vir ons eie gemoedsrus? En dit is 'n vraag wat ons direk na die hart van gebed en God se voorsienigheid neem. En as vertrekpunt wil ek net weer vinnig teruggryp na Matteus 6 vers 6, waar Jesus sê, leer, maar jy wanneer jy bid, gaan na jou kamer in, maak jou deur toe en bid tot jou Vader wat in die verborge is, en jou Vader wat in die verborge sien, sal jou beloon. Hierdie woorde van Jesus herinner ons daaraan dat gebed nie 'n openbare vertoning is nie, maar 'n intieme gesprek met God. Jesus gaan so ver eintlik om die woord Abba te gebruik. Dis 'n intieme gesprek met 'n Vader wat jy het, 'n volmaakte Vader wat in die hemel is. Dit gaan dus oor die verhouding. Onthou wat ons maandag gesê het oor nie transaksioneel nie, maar transformerend verhoudingsgefokus. En as dit ons vertrekpunt is, dan is daar so 3 dinge wat ek wil uitlig eintlik om ietsie te sê oor gebed aan die een kant en God se soewereiniteit. En die heel eerste gebed is gebed as deel van God se plan. Wat ons moet besef is, God bepaal nie net die uiteindelike doel van dinge en die uitkomste van dinge nie, maar ook die middele waardeur dit gebeur. Net soos evangelisasie deel is van God se plan en redding, net soos dat hy predikers met ander woorde gebruik om die woord te verkondig sodat mense tot geloof kan kom, sodat mense kan groei in hulle geloof. En so kan ek van al die gawes sê, soos gebed ook 'n gawe wat deel is van God se plan om sy wil te laat geskied. God maak met ander woorde ons gebede ook diensbaar aan sy wil. Dink byvoorbeeld in hierdie verband aan Moses. Moses in Eksodus 32 vers 9 tot 14, sien ons tree in vir die volk, nadat God eintlik gesê het, man, hy's klaar, hy gaan die Israeliete uitwis. En die vraag is, nadat God vir Moses gehoor het en lyk of hy van plan verander, is die vraag, het Moses God se plan verander, of was sy gebed deel van God se oorspronklike plan? En ek dink die antwoord hier is nogal duidelik. God is soewerein. Sy wil, sy plan is volmaak. En daarom was Moses se gebed in hierdie sin diensbaar aan God se plan om Israel terug te roep tot bekering. Om Moses en Israel weer terug te lei om weer volgens sy weë te wandel. En dit bring my dan by die volgende punt wat ons moet besef rondom gebed en God se soewereiniteit. En dit is dat gebed vorm ons meer as wat dit noodwendig God verander. Augustinus het gesê, gebed verander nie God nie, maar dit verander die een wat bid. Deur gebed vorm God ons harte, bring hy ons in lyn met sy wil en bou hy ons afhanklikheid van hom. Jesus se gebed in Getsemane is een van die mooiste voorbeelde hiervan. Jesus wat bid en vra, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar dan uiteindelik
sluit hy sy gebed af, Matteus 26 vers 39, en hy sê, nie my wil nie, maar u wil moet geskied. So gebed gaan nie oor om God te probeer dwing om sy plan te verander nie. Dit gaan daaroor om onsself oop te stel vir sy werk in ons lewens. Dat sy wil in ons lewens sal geskied. 'n derde en 'n laaste gedagte. Johannes Calvijn het geskryf, gelowiges bid nie om God in te lig oor dinge wat vir hom onbekend is nie, maar eerder sodat hulle hulself kan aanwakker om hom te soek. En dit bring ons eintlik terug by die verhoudingsmatigheid van gebed. Gebed is nie om God se arm te draai nie, maar om onsself in verhouding met hom te plaas. Om onsself weer in lyn met God se plan en God se wil te kry. Om eintlik aan te meld vir diens en te sê, Here, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. So, hoekom bid ons as God reeds alles bepaal het? En die antwoord, omdat gebed nie net oor vra en ontvang gaan nie. Julle onthou daai betaalmasjien waarvan ek maandag gepraat het. Maar dit is 'n manier om nader aan God te groei en deel te neem aan sy plan. Dalk is die regte vraag nie, hoekom bid ek as God soewerein is nie, maar eerder, wat as God soewerein besluit het om deur my gebede te werk? Hoe sal my gebedslewe dan lyk? Mag jy in hierdie week groei in jou gebedslewe. Dankie dat jy saam geluister het. Deel gerus jou gedagtes met ons oor hierdie episode, as jy graag in gesprek met ons wil tree, en bly in gebed. Bly in gebed en leef uit God se genade uit. Kom ons bid saam. Here, dankie vir gebed, dat ons in verhouding met u mag tree, dat u vir ons 'n liefdevolle Vader is, met wie ons in gesprek kan tree, met wie ons harte mag deel. Dankie, Here, dat u wil soewerein en volmaak is, Here, dat u wil vir ons lewe die beste is. Dankie, Here, dat u gebed as gawe aan ons gegee het, dat ons mag aanmeld vir diens, dat ons onsself weer in lyn mag kry met u wil, maar Here, dat ons ook onsself beskikbaar mag stel, ons gebede beskikbaar mag stel, dat dit ook diensbaar mag wees in u koninkryk. Here, ons het baie dinge wat ons graag wil hê, en baie dinge wat ons nodig het. Ons gebed is, Here, help ons om die verskil te kan raak sien, en om te lewe volgens u wil. En daarom sluit ons hierdie gebed af, Here, laat nogtans nie ons wil nie, maar u wil geskied. In Jesus se naam.